Goeienaand en welkom by vanaand se aanddiens. Jy is op die regte plek, Raymond Lombard Ministries en vandag het ons 'n spesiale Sondag. Dr. Raymond was uitstedig vir die laaste 10 dae. Dit beteken hy het nie verlede Sondag gepreek nie, maar hy preek gewoonlik op die een Sondag en ons bring hierdie video's aan ons aanlyn gemeente 'n week na die tyd. So hy is terug en hy preek vandag en dit sal uitkom volgende Sondag, maar vanaand het ons 'n heruitsending vir jou, een van ons gunsteling video's wat Dr. Raymond oor die laaste paar maande gepreek het en ons weet, soos wat jy weer na dit luister, gaan God weer met jou praat op nuwe maniere. Hy gaan dalk vir iets wys wat jy verlede keer gemis het. En ons weet, as jy hierdie kyk, gaan God met jou praat. So ons gebed is dat jy dit sal geniet. Ons gebed is dat God met jou sal praat en dat dit jou lewe sal verander. So geniet vanaand. Goeienaand en welkom by vandag se aanddiens. Ek is opgewonde oor die woord wat nou gaan volg. Maar ek wil eers vir almal wat ingeteken het op hierdie kanaal 'n groot dankie sê. Julle likes en kommentaar maak 'n groot verskil om hierdie video's uit te kry na mense wat ons nog nie bereik het met die woord van God nie. Ons aanlyn gemeente groei elke maand met ongeveer 500 nuwe mense, omdat julle so help om die video's te share deur WhatsApps en ook op Facebook. So vandag, deel asseblief hierdie boodskap met vriende en familie, sodat ons saam elke Afrikaner kan bereik met die goeie nuus van Jesus Christus. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou hart aanraak en jou geloof versterk in Jesus Christus, ons Here. Amen. Hier is 'n baie belangrike ding wat my geweldig hinder wanneer ek kyk wat gaan aan in die wêreld as daar gepreek word en God se woord verkondig word en die gebrek wat ek in hierdie onderwerp sien. Dit noop my, dit forceer my, dit dryf my dat ek moet iets daaroor sê. En soos ek sê, dit sal my 'n paar weke neem om dit te doen, om dit korrek te adresseer. So ek wil met jou praat. Onthou julle dat ek die afgelope tyd onder die onderwerp van wat sê die Bybel, het ek mos nou gepraat woensdaande met die regstreekse uitsending oor die verskillende gelowe en ander godsdienste en dinge wat daar in die wêreld is. En al die verdraaide sieninge en die sektes en baie dinge in die wêreld. Maar ek het voortdurend altyd na een onderwerp toe gaan. Die van julle wat gekyk het sal weet waarvan ek nou praat. En ek het voortdurend teruggegaan na hierdie vers toe, Judas 1 vers 3 wat sê: Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf. In ander woorde, hy sê, ek praat met julle almal as kinders van God oor ons gemeenskaplike saligheid. Want kyk, dis die een ding wat ek en jy in gemeen het, as jy 'n kind van God is. En dit is, ons deel dieselfde saligheid. Ons praat van die gemeenskaplike, bedoelende Jesus Christus. So, en dit noop vir my, want hy sê, en ek het die noodsaaklikheid gevoel, ek voel dit ook, ek voel dit brandend in my hart, om julle deur my skrywe te vermaan, ek wil sê deur my prediking te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Nou is die vraag, wat is dit? Wat is dit? Wat is daardie geloof? Dit kan mos net een ding wees. En dit is as jy kan opstaan en jy kan sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. That's it. Natuurlik kom mos baie ander dinge by dit. Maar dit is die hart, dit is die allerheiligste geloof. So ek wil met jou praat oor ons geloof in Jesus Christus as die Seun van God. So ek wil 'n paar weke lank met jou praat oor die Seun van God. Dis my verskriklik belangrik, ook vir die duisende, honderde duisende mense en die miljoene views wat ons daar buitekant het, dat almal wat na ons luister 'n begrip sal hê. En ons sal al hierdie boodskappe weer onder een titel sit, die Seun van God. En ek voel en ek het die absolute dringendheid in my, dat ons het almal nodig om dit korrek te verstaan en korrek oor te dra aan mense wat dit nie so verstaan nie. So, hier is hierdie baie kritieke onderwerp wat ek met jou oor wil praat, ons allerheiligste geloof
in Jesus Christus. En dis wat hy hier sê, as hy sê, om kragtig te stry, ek sal net iets oor dit sê, vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Wel, hier is die ding. Toe Jesus aan die kruis hang, lees ons in Matteus hoofstuk 27, toe roep die verbygangers, almal wat daar kyk na die kruis, en hulle is by die voet van die kruis, hulle kyk na die Christus wat daar hang, en hulle woorde is, U wat die tempel, dit is in vers 40, nee, van Matteus 27, U wat die tempel afbreek, en in 3 dae opbou, red U self. As U die seun van God is, kom af van die kruis. As U die seun van God is, kom af van die kruis. Laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. So nou die aanklag teen die man aan die kruis is, as U die seun van God is, kom af. En as die Vader in die hemel sê dat U sy seun is, laat hy dan afkom van die kruis af. So dit is die woorde wat hom toegesnou was en wat uitgeroep was spottenderwys toe Christus aan die kruis hang. As U die seun van God is, kom af van die kruis af. Dit was die aanklag. En jy sal onthou dat toe hy voor die hoofpriester staan, toe vra hy vir hom, is U die geseënde seun van God? En toe hy antwoord, ek is, toe sê hy, dis lasterlik, skeer sy klere, na die kruis sal hierdie man gaan. So, my vraag aan jou is, ek en jy wat in die wêreld lewe, hier staan in 1 Johannes 4 vers 15, is dit dan nie so, dat geskrywe staan, elkeen wat bely, dat Jesus die seun van God is, God bly in hom, en hy in hom. Elkeen wat bely, dat Jesus Christus praat ons van, né? Jesus, die seun van God is. En as jy omblaai in hoofstuk 5, lees jy in vers 5, wie anders is dit wat die wêreld oorwin het, as hy wat glo, dat Jesus die seun van God is. So kan jy dit sien, kan jy duidelik sien, die verstaan van die apostels was, hier is die hart van die boodskap. Kan jy werklik glo, kan jy dit werklik sê, kan jy dit werklik bely, dat Jesus Christus is die seun van God. Mag die Here sy kosbare woord seën. Nou wil ek baie graag met jou oor die volgende praat. As dit kom by die Bybel, dan openbaar die Bybel mos aan ons wie Jesus Christus is. Nou, en deur die sorg van die Heilige Gees is alles so verwoord in die Bybel, dat daar by ons glad nie 'n twyfel is of 'n misverstaan nie. So wanneer dit kom by die allerheiligste geloof, dan dit het niks te doen met wêreldfilosofie nie. Hierdie is nie 'n wêreldfilosofie nie. Dit is nie een of ander geloof in die wêreld nie. Dit is die geloof van waarheid. Dit gaan oor die seun van waarheid. Dit gaan hier oor, dis nie mens gemaak nie. Dit is God gegewe. Dit is nie 'n opinie nie. Ek dink iets nie. Dit is 'n openbaring van God aan die mens. Dis nie raaiselagtig ons wonder nie. Dis met absolute sekerheid verwoord in die Bybel. So, en dit is wat mense se lewens verander het, want hulle ontdek het dat Jesus die seun van God is. En Judas het die noodsaaklikheid gevoel om dit te sê. So, my vraag is, wat glo jy werklik? Wat is jou geloofsbelijdenis? Jy luister na baie predikers miskien. Jy kom in baie plekke, baie kerke, baie omstandighede, en jy hoor en sien baie dinge. Ons het in die ingangsportaal van ons kerk, het ons baie duidelik gesê wat ons geloofsbelijdenis is. As jy twyfel, gaan uit en gelees dit. En dit is daar vir almal om te sien. Wat is ons allerheiligste geloofsbelijdenis? Dit is vir almal om te sien, en is al die jare daar. Want dit is om te erken die getuienis van die Nuwe Testament, wat vir ons leer dat die Messias gekom het, en weet wat hy is. So, en wat ons bely, is wat die kerk al vir eeue lank bely, vir bykans 2 millennia. En ons kan seker sê, dis die eerste keer vasgepen
in die jaar 325 na Christus in die belydenis van Nicea, toe al die goeders in die wêreld begin gebeur het en daar kom al hierdie verskillende sektes en godsdienste en al die variasies van die Christendom, toe was daar besluit dat ons moet vir eens en vir altyd moet ons baie duidelik die Christelike geloof neerpen, dat daar by niemand 'n twyfel of 'n verwarring is, wat sê ons, wat glo ons nie. So en in die lig van wat glo ons, is daar neergepen en ek gaan dit vir jou lees. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made for us, and for our salvation he came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He became incarnate from the Virgin Mary and was made man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again with glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. Dit was die geloofsbelijdenis van Nicea. Dit is dan bykans 1700 jaar na die skrifte en die Bybel alles bymekaar gesit is, al die geskrifte. En ons weet die laaste Bybelboek was geskryf in die jare 90 na Christus. En toe alles klaar, when all was said and done, teologie was nog nie gesystematiseer nie. So die vraag was, wat glo ons? Wat bely ons? Wel, hier is die geloofsbelijdenis. Dit is wat ons glo, dat Jesus Christus gebore is uit 'n maagd Maria. En nou verwag die Here van ons, om wat ons glo, voor te stry. Die Bybel sê, julle moet stry vir julle allerheiligste geloof. Nou, hier's die ding. Hoe stry ek vir my allerheiligste geloof? Dis nie so stry, wie gaan die ketel aansit, of wie gaan die lig aansit, en wie gaan die lig afsit nie. Waar twee mense stry oor 'n saak nie. Dit is stry, soos in die sin van die gesonde leer van die Bybel, die gesonde leer van die Bybel, dit te verdedig, dit te leer, dit te verkondig, dit voor te hou as die grootste, hoogste waarheid. Daar is nie 'n groter waarheid onder die mens as dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe, die Seun van God is. Daar is nie 'n groter waarheid nie. Dit is die waarheid. Dis die waarheid van alle waarheid. En ek en jy moet dit kan verdedig, ons moet dit kan verkondig, ons moet dit leer, want ek bedoel, daar's baie dwaling en verleiding, en daar's baie teestand teen die waarheid. Sodat Jesus Christus die Seun van God is, ek bedoel, toe Johannes hom doop, en Jesus uit die water uitkom, weet ons almal, wat sê die skrifte? Toe kom daar 'n stem uit die hemel, voor almal wat daar was, en sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. So, op daai oomblik het die Vader dit gesê. Lank daarna, toe Petrus en Jakobus saam met Jesus op die berg van verheerliking, toe kom daar weer 'n stem uit die hemel uit, en wat sê die stem? Dit is my geliefde seun, luister na hom. Luister na hom Petrus, luister na hom Jakobus, luister na hom Johannes, was net hulle 3, die 12 was nie daar nie, was net 3 van die 12. So hulle het eendag vir die akteur, Burt Reynolds, ek onthou toe ek 'n seentjie was, my pa het ons gevat om te gaan fliek, na Hand in Swart, by Benoni. Dit was 'n veldfliek, wie van julle weet wat 'n veldfliek? Ja, en dan het mos sulke bultjies as jy so ry, en dan parkeer die karre mos, en die luidspreker is in die kar. My boetie het eendag my pa se Chevy geleen,
en na die einde van die fliek toe ry en hy kyk nie wat hy doen nie, toe vat hy die luidspreker saam. Julle weet mos hoe dit werk, hy so 'n draad met die paal wat daar is, en as jy ry dan vat jy hom sommer saam. My broer George, hy was sommer baie snaaks. Maar hier is 'n interessante ding, dat ons baie keer gaan kyk na Burt Reynolds en al hierdie dinge. Ons was nog sulke jong rakkers gewees, en paal ons gevat bietjie op 'n Vrydag of 'n Saterdag aand. Ons is te veel kinders, wil nie alles betaal nie, dan smokkel hulle ons in. My ma laat my onder 'n komberslip by haar voete, hoef nie koppe te tel nie. En 2 is in die boot, hulle is om die draaiers, dan klim hulle uit, as jy 5 koppies, almal sit en kyk, want dis nou ons tyd daai. As dit nou halftyd is, dan is ons almal daar na die kafeteria toe, onthou julle daai dae. Die van julle wat nou weet waarvan ek praat, die jong mense sal nou nie weet nie, dit was nou voor julle tyd. Maar nou, hier is die ding, so, ek het nou baie van nou Burt Reynolds so goed gekyk, so eendag toe vra hulle in 'n onderhoud vir Burt Reynolds, hulle sê vir hom, luister, sê vir my, vra die persoon wat die onderhoud doen, en die vraag was, op watter punt in 'n jong man se lewe kan hy werklik sê dat hy 'n man is? Vra hulle vir Burt Reynolds, die akteur, van alle mense. Maar sy antwoord bly my nog altyd by. Hy sê, 'n seun is 'n man wanneer sy pa, want sy vader vir hom sê, my seun, jy's nou 'n man. Dan sy 'n man. Ek het gedink, is cool. Ek het gedink, Burt, dit is nogal insiggewend van jou. Ek weet wat die Jode doen. Op 13 jaar, as hulle die bar mitzvah doen, vir die jong man daar by die westelike muur, dan verklaar die pa hom, hy is 'n seun. Maar op 13 jaar kan sy eie besluite neem. Maar nou is die ding, die Vader het verskeie kere in sy seun se lewe op aarde, het die hemel uit gepraat, vir almal om te hoor, vir almal gesê, dit is my geliefde seun. Hy kon hom net nie weerhou nie, om dit vir die wêreld te sê. Die Vader in die hemel kyk na sy seun wat in menslike vorm soos ek en jy op die aarde rondstap tussen die mense. En hy ken hom van ewigheid af. En hy sê dit, die een wat daar loop, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Hy doen my woord, hy gehoorsaam my. Dit is my seun. Dit het verskeie kere in die Bybel gebeur. So, die godheid van Jesus Christus is vir elke Christen wat leef op aarde ononderhandelbaar. Dis die een ding, al kos dit jou dood, maar dis die een ding wat jy nie kan kompromiteer nie. Dit maak nie saak wat mense sê. Dit maak nie saak wat mense doen. Die godheid van Jesus Christus, dat hy die seun van God is nie op die tafel vir onderhandeling nie. There's just no way. So wie is hierdie persoon wat toe hy verskyn het op die wêreldtoneel, wat waag om homself voortdurend as Moses, die grootste man in Israel se geskiedenis, Moses, wat die eerste 5 boeke vir hulle gegee, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, sonder Moses het hulle nie 'n wetboek gehad nie. Dis die Torah, dat hy hom voorstel as Moses se meerdere.
dat hy groter as Moses is. Wel, dit staan so in die boek Hebreërs, hoofstuk 2, dat Moses is 'n diensknegt gewees in die huis van God, terwyl die seun is die erfgenaam. Moses was net 'n diensknegt. So hy sou telkens in sy leringe, as hy met Israel gepraat het, soos byvoorbeeld in die bergpredikasie, as Jesus nou moet lering gee, dan sou hy die mense laat sit het, in hulle duisende, en het gekom om na hom te luister, dan staan Jesus op, by die see van Galilea, het hy dit baie goed en het graag gedoen, want dit hom gehelp om daar te preek, want die rede is, daar was nie mikrofone nie, daar was nie luidsprekers nie, so hoe moet hy met duisende mense praat, hy kan nie sy stem hoor nie, so hy het op 'n skuit geklim gewoonlik, klein entjie van die see, van die kant van die see af, weggegaan, as sit hy in die skuit, dan praat hy en almal wat daar sit, sy stem dra oor die water, en dan soos 'n luidspreker, baie duisende mense kan luister. Dan sal hy vir hulle sê, voortdurend, hy sal sê, soos byvoorbeeld in Matteus 5, voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jotaftiteltjie van die wet ooit verbygaan nie. Want ek sê vir julle, vers 20, en dan sê hy vir hulle, vers 21, hoor nou, julle het gehoor, dat daar aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Wat bedoel Jesus hy dit sê? Die priesters het dit vir julle geleer, die skrifgeleerdes en die wetgeleerdes het julle die skrifte geleer. Julle het gehoor, want nie almal het 'n Bybel gehad nie. Die mense kan dit nie bekostig nie. Dit is net onmoontlik. Hy sê, so hulle het gekom na hulle toe vir lering. Hy sê, julle het gehoor, want hulle vir julle dit lees en dit vir julle verkondig uit Eksodus 20, dan word daar nou aangehaal en leringe gegee. Hy sê, julle het gehoor dat daar in die ou tyd dit en dit gesê is, dan haal Jesus nogal aan uit die wet uit. Julle mag nie doodslaan nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie, dan haal hy nou aan. Hy sê, maar ek sê vir julle, dis wat Moses gesê het, maar nou ek sê vir julle, luister wat ek sê. En dat hy met soveel gesag gepraat, dat hy, ek wil amper die woord gebruik, hy override, wat Moses sê, vat hy 'n hele nuwe dimensie in. Hy stel dit wat daar staan, en dan sê hy, maar ek sê, en dan sê hy goed daarby, wat geen mens ooit sou waag om te sê nie. Hy sal in vers 27 sê, julle het gehoor aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Hy sê, maar ek sê vir julle. En dan stel hy die saak. Vers 32, maar ek sê vir julle. In vers 34, maar ek sê vir julle. Sweer hoegenaamd nie. Hy sê vers 31, julle het gehoor van die mense wat het gesê, mag jy sweer. Hy sê, ek sê vir julle. Jy kan die autoriteit en die gesag van die Seun van God onmiddellik opmerk. Vers 43, julle het gehoor, daar is gesê, jy moet jou naaste lief hê, maar ek sê vir julle. So gaan hy deur die hele Matteus 5, Matteus 6, ek sê vir julle, Matteus hoofstuk 7, vers 28, en toe Jesus sy woorde klaar geëindig het met hy bergpredikasie, die Bybel sê, die mense, die skare, was verslae oor sy leer. Hulle is sprakeloos. Hulle het so iets nog nooit gehoor met hulle twee ore nie. Never heard it. Geen mens het nog ooit van die begin van die skepping af gesê soos hy nie. Geen mens het gewaag om so te praat nie. Niemand het nog ooit so gepraat nie. Wat hulle hoor, hulle ore hoor, is die eerste keer wat dit 'n mens se oor bereik. Wow. En daar staan in die laaste vers van Matteus 7, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Wat net praat. Geen krag. Sjoe, niemand
het nog ooit gespreek soos hy nie. Nie soos hy nie. Soveel gesag, soveel autoriteit. Onweerspreeklik. Niemand kon hom nog ooit op een woord betrap wat uit plek uit is nie. Nie een keer in sy hele lewe nie. Nie een sin in al sy leringe in al die jare nie. Elke woord was die waarheid. So, ek stel dit aan jou, wie met Jesus Christus te doen het met die Seun van God te doen. So, wat ons vind in die skrif, in my eerste boodskap wil ek net 'n paar dinge vir jou noem. 3 of 4 dinge wil ek net aanstip. Ons sal volgende week sal ons weer aangaan. Maar die een ding wat ek vir jou wil uitwys is, as jy die skrifte ondersoek, dan vind jy, daar word goddelike name aan hom toegesê. Dat hy God is die Bybel duidelik. Daar's 'n naakte werklikheid in die Bybel vir almal om te sien. Soos byvoorbeeld in Johannes 1 vers 1, die teks wat almal van ons ken. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Sien jy dit? Die woord, die een wat gekom het. Hy is die woord. Hy is die woord van God. Die Seun is die woord. In Hebreërs 1 vers 8, waar ons gaan in die hiërargie van die skepping, van alles wat lewe, lees ons in Hebreërs 1 vers 8, maar van die Seun word daar gesê, u troon, o God, is tot in ewigheid. Van die Seun. U troon, o God, is tot in alle ewigheid. In Romeine 9 vers 5 sê Paulus, Christus die Messias, hy wat oor alles is God lofwaardig. Dieselfde lof wat jy aan die Vader gee, gee aan die Seun. God lofwaardig. Dis Jesus, ons verlosser. In 1 Johannes 5 vers 20, die bekende vers, sy Seun Jesus Christus, hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Die waaragtige God en die ewige lewe. Ek wonder partykeer of ons weet met wie het ons te doen. As mense so ligtelik oor Jesus praat. En daar's nie daai godsvrees, the reverence for God, dan sidder ek baie keer in my binneste, as ek hoor hoe ligtelik mense na Jesus verwys. En dan wonder ek baie keer by myself of hulle ooit weet van wie hulle nou praat. Of hulle hom werklik ken, soos wat hulle voorgee hulle hom ken. Dan sal hulle mos nou nie so van hom praat nie. 'n Mens maak nie grappies oor Jesus en oor God nie. En jy praat nie ligtelik oor hom nie. Jy kan nie waag nie. Jesus word pertinent, en jy het nou gesien, in my aanhef, toe ek begin het, in my lesing vir jou, in Matteus 27 vers 40 en 43, sê ek vir jou, toe staan hulle, die spotters daar, en hulle sê, as u die Seun van God is, kom maar vir die kruis. Laat God, wie hy sê sy Vader is, laat hy hom van die kruis afhaal. Laat ons sien. As hy die Seun van God is, kom af van die kruis. Min wetende dat die Seun van God op daai oomblik besig om te sterf vir hulle sondes. Vir hierdie dwaase spotters. En hy daar, terwyl hy hang, vir sy Vader vra,
vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Vir my is dit, as ek by hierdie verse kom in Markus 14, as ek my altyd aangrypend, in vers 61 en 62, toe hulle Jesus voor die hoofpriester het, en hulle gaan hom nou kruisig, dis die aand, dis laat die aand, en daar wag nog vir hom 'n aand van marteling, die volgende oggend gaan hulle hom baie vroeg na Pontius toe vat, want hulle wil hê dat hy moet kruis toe gaan. Toe hy nou daar staan en die Sanhedrin sit almal daar, en die hoofpriester kom nader na hom toe, Ananias. En die hoofpriester vra vir Jesus, maar Jesus sê niks. En hy vra vir hom weer 'n vraag voor almal, maar toe hy hierdie vraag vra, kon Jesus nie stil bly nie. Kyk, jy kan Jesus druk tot op 'n punt en hy sal stil bly, maar daar's sekere goed wat hy nooit oor sal stil bly nie. En die hoofpriester sit hom op die merk voor die hele Sanhedrin. En ek het vanoggend met julle gepraat oor die Sanhedrin. En hy sê vir hom, is u die Christus? Antwoord ons. Nou vra hulle vir hom reguit. Daar is nie meer doekies wat omgedraai word nie. Is u die Christus? Aan die ander woorde, die woord daar is u die Messias? Die woord beteken, is u die gesalfde een? Hulle almal weet wat beteken Christus, beteken Messias, beteken gesalfde, een en dieselfde ding. Een en dieselfde persoon. Is u die Messias, die Christus, die seun? Hulle weet dit, hulle sê die Messias is die seun van die geseënde God. Dis die vraag. Hoe kan Jesus stil bly? Daar's nie 'n manier nie. Jesus sê, ek is. Woe! Chaos. Ek bedoel hulle die hele aand getuies, valse getuies, een na die ander teen Jesus gebring. Van het hom in die gesig geslaan, van het hom gespoeg en hom bespot, want hy is mos nou vasgemaak. En Jesus het alles verduur en hy het net stil gebly. Maar hy kon nie oor dit stil bly nie. Hy sal nie stil bly nie. Hy weet mos wie hy is. Is u daai man van wie die Bybel praat, wat van die Ou Testament sê, wanneer hy kom, daai man, die Messias, die gesalfde, die seun van die geseënde God, is u daai man? Jesus sê, ek is. Is u die seun van God? Hy sê, ek is. Nou kyk, daai punt was net een te veel van hulle. Alles, die priester skeur sy klere stikkend. Die hoofpriester. Godslastering. Hoor hoe laster hy. Wat? Het ons nog getuies nodig? Julle het uit sy eie mond uit gehoor. Hy sê hy is dit. Hy moet sterf. Godslastering. Hoe kan 'n mens sê hy is God? Hoe kan 'n mens sê hy is die seun van God? Hy moet sterf. Hulle vat hom daar weg. Martel hom deur die nag en gooi hom daar in die dungeon. Maar ons weet, hy is van ewigheid af. Nie as seun van die mens nie. Hy is gebore in Bethlehem. Toe God, die seun van God, toe hy as 'n mens na die aarde toe gekom het, om vir die mens aan die kruis te kom sterwe. Hy is gebore in Bethlehem. Hy het geword die seun van die mens. Daniël sê ek het hom gesien in Daniël 7. Daar by die oue van dae. Toe sien ek 'n naggesig te bring hulle een soos die seun van 'n mens voor hom, waar die oue van dae gesit het op sy troon van vuur met die wiele van vuur en duisende van 10.000 wat neerval en hom aanbid. Sê toe sien ek hoe bring hulle hom. En aan hom is gegee koningskap en eer en regeringskap. Ek het hom gesien, seun van die mens. Jesus het graag altyd na homself verwys
as die seun van die mens. Hy het nie graag die titel gebruik as seun van God. Natuurlik kon hy as hy wou, maar dit sou nooit verduur geword het deur Israel. Hy sou nooit sy bediening kon uitleef as hy dit prompt uit die hele tyd gesê het nie. Dit sou net nooit, hulle sou hom al lankal doodgemaak, lankal. Maar voordat hy sy bediening wortel geskiet het, dat staan nog voltooi het. Jy sien, ek en jy is ook 'n kind van God. Maar ons is kinders van God deur aanneming. Patria potestas. Die Latyns is van hoe hulle die aanneming geskied het. Ons is aangenome kinders van die Bybel sê in Johannes 1, almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. Ons is aangenome kinders van ons het hom aangeneem en hy het ons aangeneem. Maar hy is die seun van God, die enige gebore seun van God. Maar as seun van God van ewigheid af. Nie van gister af nie, van ewigheid af. En ons het dit geword deur aanneming, maar hy van ewigheid af. Dis 'n groot verskil. En nou sien ek, hy word ook so aanbid en daar word aanbidding aan hom toegesê. Soos byvoorbeeld, toe ek nou weer lees in Johannes 5, toe tref dit my in vers 23 en 24, toe Jesus vir die mense sê, die Jode wat hom probeer doodmaak, sommer al vroeg daar in Johannes 5, toe soek hulle al klaar sy lewe, omdat hy sulke uitlatings maak. Ek gebruik die woord uitlating, vir hulle is dit uitlatings. Maar vir Jesus is dit, hy stel dit soos dit is. Nou, wanneer hy in hulle oë hierdie tipe uitlatings maak, dan wil hulle hom doodmaak. Wanneer hy byvoorbeeld vir hulle sê, in vers 17 eers, my Vader werk van nou af en ek ook. Toe probeer hom doodmaak, omdat hy God sy Vader noem. Want dan sê hy eintlik hy's God se seun. As ek sê God is my Vader, dan is ek sy seun. In hulle oë maak hy my seun van God. En nou sê Jesus in vers 23, sodat almal die seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Dis vir hulle een te veel. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor, en hom, my Vader, glo wat my gestuur het die ewige lewe. Wil jy die ewige lewe hê? Dan moet jy glo dat die Vader het die Seun na hierdie wêreld toe gestuur. Jy kan nie op 'n ander manier gered word nie. Dis die enigste manier. En in Hebreërs 1 vers 6 lees ons dat selfs die engele, en wanneer hy weer die eerstgebore die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Die Vader sê, die engele moet neerval en my seun aanbid. Geen wonder, Paulus skryf in Filippense 2, hy sê, in die naam van Jesus sal buig elke knie, alles wat dit nie het. Elke knie en alles wat 'n tong het. Hy sê elke knie sal buig en elke tong sal bely wat in die hemel is, wat op die aarde is en wat onder die aarde is. Die dode, die lewende en die ewig lewendes in die hemel. Die lewendes op die aarde en die dooies onder die aarde. Hy sê, wat dood is, wat lewe en wat ewig lewe, wat God gaan maak, wat tot in alle ewigheid lewe, wat in die ewigheid lewe. Want God het hulle wat nou in die hemel is, die ewige lewe gegee. Hulle sal vir ewig lewe, hulle kan nooit weer sterf. Jy kan nie sterf as jy die ewige lewe ontvang het nie. Jy gaan tot in alle ewigheid lewe. En jy sal in die seun van God heerlikheid gee tot in alle ewigheid. Hy het ons die ewige lewe gegee. Wat sy seun het hy vir ons gegee.
Die ewige Seun van God het nou vir ons die ewige lewe gegee. Was die beste plek om amen te sê vanaand, ek hoor nie 'n woord nie. Is julle uit asem? Daarom sal die Bybel vir ons goddelike toeskrywings gee. Die Bybel sê hy is die skepper. Deur hom en tot hom is alle dinge. Hy onderhou alle dinge en hy is voor alle dinge. Dit kan in Kolossense gaan lees. Dit is in die skrif. Hy vergewe sondes. Toe hy daai man wat hulle die dakkappe oopgemaak het en laat sakke daar deur die panne, en toe hy vir hom so kyk, die lamman, toe sê Jesus vir hom, seun, jou sondes is jou vergewe. En onmiddellik begin hierdie klomp fariseërs hom kritiseer. Net God kan sondes vergewe. Hoe kan u sê sy sondes is vergewe? En Jesus sê, really? Hy sê, wat is makliker? Om te sê jou sondes is jou vergewe, om net 'n paar woorde te praat, of om 'n ou wat lam is gesond te maak, en om te bewys dat hy sy sondes vergewe het, sê, staan op en loop, en hier voor almal staan op en loop. Boom. Only Jesus. Net Jesus kan sulke dinge doen. En hy sê regter. Hy sê die Vader het die oordeel aan die Seun gegee. Dis om regter te wees. Net God is regter oor alle mense. Hy sê die Vader het vir my die reg gegee oor om almal te oordeel eendag. Dit is my werk. Hy het die hele oordeel aan die Seun oorgegee in Johannes 5. So, vriende, dat hy almagtig is, o ja. Hy sê in Matteus 28, alle mag is aan my gegee in die hemel en op die aarde, ek het al die mag. Dat hy alwetend is, hulle sê in Johannes 6, ons weet dat hy alles weet, ons het nie nodig dat iemand iets vra nie, ons weet dat hy alles weet. En dat hy alomteenwoordig is, hy sê, waar 2 of 3 van julle, waar julle ook al by mekaar kom, ek is daar teenwoordig. Dis Jesus. En dat ons hom ook so aanbid. Vriende, ek wil vir jou sê, as seun van God erken ons hom, ons bely hom, ons aanbid hom. Want hy is ons saligmaker en ons Here. En daarom kon hy gesê, daar staan geskrywe, en daar's gesê aan die mense van die ou tyd, maar ek sê vir julle, ek sê vir jou. Jesus sê, ek sê vir jou. Hy is die hoogste gesag. Hy is die grootste gesag. Hy het alle gesag. Wat sal jy doen as Jesus nou by die deur van hierdie kerk instap? Wat sal jy doen? Ek weet daar's net een van 2 dinge wat jy gaan doen. Daar kan net 2 dinge wees. En dit gaan een van die 2 wees. Of jy gaan opspring, of jy gaan neerval. Right? Is dit waar? Jy gaan jou uit jou stoel uitlig. Of jy opspring, en of jy by jou knie val, jy sal nie meer op daai stoel sit nie, right? Hy gaan jou van jou stoel aflig, as jy nou by daai deur instap. Hulle het eendag vir 'n godsman gevra, toe het hy 'n teenantwoord, toe sê hy, as Shakespeare nou by daai deur sou instap, sal ek opstaan om hom te groet. Hy sê, maar as Jesus by daai deur instap, val ek neer op my knie. Dis hoe ons voel. Kom doen ons dit nie nou nie. Jy kan net waar is jou hoof buig gaan bid ons sal. Dierbare Here, Here Jesus, ek erken dat U die Seun van God is. Ek het dit altyd geweet en ek weet dit ook nou. Die Bybel sê elke knie sal buig. Ek gaan jou vanaand iets vra.
Ek gaan nou, kyk vir my, ek gaan nou my knie buig voor hom. En as dit vir jou moontlik is, miskien kan jy nie weens gesondheidsredes, maar as jy wil, kan jy ook net daar waar jy is, op jou knie gaan. Jy's vry. O Here Jesus. 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 As staan elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die Here is. Here, in ons almal, al hierdie mense, hierdie skare, buig op hierdie oomblik voor U. Ons staan op ons knieë en ons bely dat Jesus die Here is. Sal jy dit vir hom sê? Here Jesus, ek glo dat U die Here is. O Raboshandia, ek prys U, Here. En ek erken vanaand dat U is die Seun van God, gestuur is deur die Vader, dat U na hierdie wêreld toe gekom het, dat U lewe vir my gegee het. Ek bely dat U my Here is, dat U my verlosser is en my middelaar, en dat U die koning van my hart is. Ek buig voor U in verering en in aanbidding. Here, vergewe my waar ek tekort skiet, waar ek U teleurgestel het. Ek wil U heilig in my hart en U koningskap bevestig. U is die koning van my hart. Regeer, Here, U heerskappy in my lewe. En ek sal U dienaar wees. En U disipel. En ek sal my kruis opneem elke dag en U volg. Vader, dankie vir U geliefde Seun wat U gestuur het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Dankie, dankie Jesus. Amen. Praise God.